nie allemaal. Terwyl ek vanmôre hier so lekker sing, kom het duidelik by my, die Here gee dit aan sy bemindes in hulle slaap. Terwyl die ander smoeg, en terwyl die Here nog 'n lied gesing. Nee, jy kan baie dankie. Terwyl die ander voorneem en voorgee, terwyl die ander reëlings maak, gee God dit sy bemindes in die slaap. Ek wil vanmôre sê, die oog van die Here oorwandel die aarde. Hy is bewus van vandag, van gister. Hy is so bewus vanmôre van elkeen se gedagte. En ek dank die Here vanmôre dat hy 'n diens draai, dat hy 'n volk laat stil staan. Broer en suster, laat hy 'n rigting verander, omdat hy God is. En wanneer die mens hom wil groot maak, wanneer die mens sy plannetjies beraam en soveel dinge het om te doen, broer en suster, wil ek vir u sê, en die Here van die leerskare besef en dink dis sy tyd, dan kom sy handwerke in werking. En dan kan die mens doen wat hy wil, hy kan beweeg waar hy wil, maar hy werk op maniere en op 'n broer en suster vanmôre wat ek en u ver nie kan dink. Amen. Dink vanmôre aan 4 melaatse manne. Hulle sit nutteloos, weggegooi vir die wêreld. Useless. Het jy al useless gevoel? Het iemand al vir u gesê, is maar min werd? Maar ek dank u vanmôre, dan kom God se hand in die wêreld. Hy sê, when you are low, hoe sê hy dit hier? Dan lig hy vir jou op. Wanneer ek en u vanmôre dalk op die laagste is, want hy sê God, broer en suster van die mountain, is vanmôre ook die God van die wêreld. En ek is so bewus vanmôre dat die Here se krag is gister, vandag en in alle ewigheid is hy maar dieselfde. Maar ek en u moet dit glo. U moet vanmôre, broer en suster, moet u dit vir u vat. En u moet ook vanmôre skrik. Want wanneer u in die radwerke van God jou hand insteek, sal die gevaar vir jou daar wees. Ja, dis waar. Maar die Here vat hierdie 4 laatste mense wat maar net nie lê, hulle sê, ag, jy gaan ons dood, as ons so toe gaan na die kamp toe van die vyand, dan gaan ons ook sterwe. Hulle het nie eens geloof gehad nie, broers of nie. Absoluut. Maar ek dank vanmôre die Here, broer en suster, gee vir jou op 'n rigting. Jy wil nie loop nie, maar hy laat jou loop. Amen. En as jy eers in die loop is, en jy in God se wil is, dan weet jy wat gebeur, hierdie 4 manne, terwyl hulle hier afgaan, gebeur daar iets in die kamp, hierdie vyand wat oorweldig het, hierdie vyand wat al die oorwinning gesmaak het. Hierdie vyand wat besig was met liedere van oorwinning, het gedink alles is nou in hulle kant. Maar die Here gebruik hierdie 4 manne, en hulle hoor die volgende oomblik, sê God se woord, asseblief vir die woord. Hy sê hulle hoor 'n geluid van baie waans. Hulle hoor 'n geluid van my woorde, ek het dit nie voorbereid so met preek nie. Van 'n storm wil ek amper sê, van iets wat aan die kom is. En weet jy wat doen God aan hierdie mense? Hulle skrik vir 4 melaatse manne. Want hulle het gedink dat dis die vyand wat kom, hulle vyand wat kom. Hulle het gedink is Israel. En hulle begin hardloop. En ek dink hulle probeer hulle hardloop tot vandag toe. Want weet jy wat? Die Here het 'n profesie dat hy gaan net 'n rukkie voor dit. Maar die adjudant wou dit nie. Hy kon dit nie glo nie. Hy het gesê, al sou God vensters in die hemel oopmaak, sal dit nie kan gebeur nie. Broer en suster, ek en nie moet die Here, die God van die leerskare, ek sê in Engels, challenge. Ek en nie moet die Here dien.
Hy het ons geroep vanmôre dat jy jou doel doen, jy jou doel dien, broer en suster, en dat jy die Here sal dien. Yes. Want hy is God van die leefskaar. Alles wat jy meer as dit wil doen, wil ek vir u sê, begin ek in u 'n gevaarsoon loop. Ja. Begin jy eintlik jouself verwoes. Jesus. As jy dink jy verwoes 'n ander ou, dan doen jy jou eie die skade. Maar hierdie woord is regverdig. Hierdie woord vanmôre reg. Hierdie woord sny vanmôre twee kante toe, broer en suster. Hierdie woord vanmôre is wat gaan maak dat ek in die hemel toe gaan. Al dan nie. As vanmôre baie kerke, as baie genootskappe, vanmôre baie siening. Maar ek wil vir sê, as een God, Yes. dis hy wat hierdie vier melaatse maak. Amen. Om oorwinning te gee. Weet jy wat gebeur die volgende oomblik? Ja. Toe hulle daar kom, toe is hulle verbaas oor wat God gedoen het. Wat weet jy, ek en jy's vanmôre maar beperk. Jy kan dink jy's 'n goeie prediker, jy kan dink jy's 'n goeie sanger, dit is ook dalk so. Jy kan dink jy's 'n goeie profeet. Jy kan dink jy het al die gawes ontvang en die baie talente, dit is so. Kom alles uit die hand van die Here uit. Ja. Dis so. Maar ek wil vir jou sê vanmôre, ek en u is nie in beheer vanmôre nie. Ons is diensknegte van die almagtige God en Vader. Ek wil vanmôre beroep op u doen, op myself vanmôre, dat ons sal teruggaan weer na die tyd, broer en suster, wat ons op ons knieë gaan en die Here sal raadpleeg voordat ons iets doen. Dat ons God sal raadpleeg voor hierdie mond van ons dinge spreek. En ons dalk vanmôre sal moet rekenskap gee van elke uitdrukking. Stem nie saam? Amen. Weet jy hoekom? Dit vanmôre by my kom nie, maar wil dit alleen my vanmôre oordra soos ek ontvang, broer en suster, dat ek en u moet meer op die Here vanmôre steur. Ek en u moet vanmôre konsentreer op die pad vorentoe. Weet jy dat die misleiding is die grootste ding waarvoor ek en u gaan vorentoe in ons pad staan. En ongelukkig het ons mekaar nodig. Amen. Yes. Die broer en suster, ongelukkig of gelukkig, het ons vanmôre ook die Here van die leerskare nodig. Ek weet nie vanmôre hoe mense sonder die Here leef. Amen. Ek weet nie hoe mense vanmôre net roekeloos kan aangaan en doen wat hulle wil, die broer en suster. Maar ek dank die Here vir hierdie gedagte wat vanmôre die skrif wat hier by my kom, dat hy gee dit vir sy bemindes in hulle slaap. Het u dalk laasnag wakker geword? Die Here dalk laasnag met u gepraat, dink 'n bietjie terug, 'n jaar 10, 20. Hoeveel male het ons die getuienis gehoor dat die Here ons wakker gemaak het? Waaroor het hy ons wakker gemaak? Dalk oor ons eie verkeerde stappe wat ons in ons lewe doen. Dalk om te sê, my kind, hierdie rigting van jou is vanmôre nie die pad waar ek jou soek nie. Dalk om wakker te maak om te sê, gaan na hierdie stad, of gaan na hierdie plek toe. Hoeveel male het ons die getuienis gehoor, broer en suster, van mense wat sê dat die Here het iemand laat skakelik onthou, broer Tommy Jooste, preek eendag, dit is die konferensie, en hy sê dat die Here, hy is besig by die huis, en die Here sê vir hom, ry na broer so en so. Hy sê, Here, ek is besig, ek gaan net so 'n bietjie laat. Broer en suster, is 'n voorreg as die Here vanmôre met u my praat. Vanmôre moet u dit nie minder waardig ag nie. Amen. Want ek en u is duur gekoop vanmôre deur sy kosbare bloed. Glooi dit vanmôre. Amen. Ek en broer en suster is vanmôre bevoorregte volk. Amen. En hy sê dat die Here sê vir hom, gaan na broer so en so toe. Hy sê hy doen dit. Hy sê hy vat sy foon en bel. Dalk het julle dit ook gehoor. Hy sê die broer gee antwoord. Hy sê vir hom, broer, waar is jy nou? Nee, hy sê, broer, hoe gaan dit met jou? Hy sê nie goed. Hy sê nie, broer, gaan nie meer goed nie. Die Here sê ek moet jou bel, waar is jy? Ja.
Hy sê, ek staan in die kroeg. Ja. Ek is besig om my bottel wyn te koop. Ek is moedeloos. Hy sê, staan net daar. Ek is nou daar. Broer en suster, God se tyd vir die mens is 100%. Amen. Ek wil sê, wanneer ek dalk op myself opgegee het, wanneer u dalk op u opgegee het, of dalk op ander mense, dan begin God eers werk. Ja. En ek glo hierdie man het hom so geskrik, broer en suster, want die pastoor is op pad. Ek dink hy het wyn net so neergesit en hulle gesê, nee, ons gaan nou koelrank koop. Amen. Ons gaan nou sommer water drink, nie as koud nie. Ja. Omdat die Here, broer en suster, wakker is vanmôre oor u en my. En waarom sou ons twyfel? Jy weet dat hierdie 4 ouens is hier af en hulle is so verbaas, hulle kom hier aan, hulle sien, hier's niemand, hier's weg. En hulle kyk, hulle sien, hierso is kos, hierso is klere, hier is alles wat hulle begeer, is hierso. Want die profeet het geprofeteer en gesê, môre sulke tyd, sal dit soveel kos en soveel kos. Ja, prys die Here. Broer en suster, ons moenie twyfel wat God kan doen. Wat hy doen vir ander, kan hy vanmôre vir u en vir my doen, broer en suster. En dit wat hy gister gedoen het, kan hy ook vandag doen. En wil ek vir u sê, gaan hy môre vir u en vir my doen. En dis nie altyd net op die tydelike, dit wat ek en u nodig het nie, broer en suster, maar ek is vanmôre gestel op die geestelike kant, dat ek en u 'n lewe van oorwinning sal beleef. Ek en u gaan rekenskap gee, broer en suster, dis lekker om kerk toe te kom, ja. Maar ons gaan rekenskap gee van elke woord wat ons gehoor het. Dis waar. En vir ons predikers wat preek, ek raak wat hy daar bang om te preek. Broer en suster, want ek wil vir u sê, dat wat ek spreek is, vir u vanmôre, geld ook vir my. Amen. En die woord van die Here sê dat ons moet besop wat ons spreek, want broer en suster, ons gaan in rekenskap hou vir wat ons vanmôre praat. Stem nie saam? So jou gisters moet jy gaan som maak. En vra, Here, het my gister gemaak dat ek op pad hemel toe is. Of het my gister gemaak dat ek besig is om terug te sak. My woorde, my optrede, my doen en my laat, en ek dank die Here, broer en suster, hierdie ons het gehardloop, hulle het die pad gevat, die Here het hulle laat baie waans laat hoor, en hulle het gevoel, hier kom die vyand, hulle gaan, hulle is om het wegkom, hier is te veel mense op pad, alhoewel het net 4 was, en die volgende oomblik, toe kan God se volk inbeweeg, broer en suster, en hulle het oorvloed gehad, wat hulle gister en eergister nie gehad het. Wat ek vanmôre vir sê, die Here, broer en suster, wanneer hy sy hand draai, is in een oomblik, is dit 'n verandering. Amen. Maar die geheim is, ek en u moet aanhou, ek en u moet volhou, ek en u moet vanmôre die Here, broer en suster, bly vertrou. Ek het eintlik my preek, ek gaan dit nie vir die preek nie. As wat Johnny sê, dis reg, as 'n kort diens sou hou, ons kort diens. Daar's geen rede, in my opinie, dat ons moet 'n lang diens hou, die broer en suster. As u vanmôre 'n woord gekry het, en ek het hom gekry, dan kan ek in die huis gaan, en ons kan die week gaan, en ons kan gaan huiswerk doen, en sê, Here, help my, sodat ek kan verander, my doen en my laat. Amen. Maar ek wil miskien net een ietsie sê. My tema was vanmôre oor vriendskap. Wat beteken vriendskap, broer en suster? Dit beteken vanmôre dat dit is nie iets wat jy meeding nie. Vriendskap is onvoorwaardelik. Amen. Dis die ander woord, ja. En jy kan 'n vriendskap vanmôre tussen mense hê, maar ek wil eintlik met die vriendskap oor God gepraat het. Hoe is die vriendskap vanmôre met God? En ek wil net die skrif lees en ek afsluit. En dis in Jakobus 4 vers 4, hy sê, egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. So
Vanmôre wil ek die gedagte by u laat, broer en suster, laat as u vanmôre nog 'n vriend van hierdie wêreld wil word, Ja. kwalifiseer u vanmôre as 'n vyand van God. Ja, amen. En wanneer u vanmôre 'n vriend van God wil wees, Ja. moet u die wêreld eenkant sit Ja. met sy doen en sy late. Amen. En ek het vir vanmôre vir u te preek, waaraan u voldoen nie, u hoor dit elke Sondag hier. U weet vanmôre wat die woord, en ek weet vanmôre wat die woord van die Here Amen. van ons verlang, Amen. om vanmôre 'n vriend van die wêreld van God te wees, broer en suster. Dit sou nie help, ons lewe nie weet soos ons wil, want ons wil dalk anders op 'n ander tyd lewe nie. Of jy's 'n vriend van God, Ja. of jy word vanmôre 'n vyand van hom. Ek wil die vra dat jy lees, jy weet, Petrus kom by die vuur. Petrus wat met Jesus geloop het, vir tye saam. Hy het al die wonderwerke gesien. Ja. Hy het al die kerkdienste bygewoon. Ja. Hy het gesien hoe Jesus gaan, hoe hy 5 broodjies en 2 visse, hoe hy dit vat, en hoe hulle dit self uitdeel uit die wonderwerk, het hy beleef, hy het alles gesien, broer en suster. Hy het gesien die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, hoe Jesus vir haar gesond gemaak het. Hy het gesien hoe Jesus iemand in 'n boom uitnooi. Hy het ervaar toe hulle daar by die put sit en Jesus sê, ek sal vir jou water gee, dat jy nooit weer sal dors word nie. Ek en u dit al alles beleef. Is dit nie so nie? Amen. Hoeveel getuienis het ons deur die jare gekry, broer en suster? Amen. Hoeveel profesie het u nie gekry nie? Hoeveel keer het u nie 'n koordans uitgetrek nie? Hoeveel keer het ons nie geworstel hier voor nie? Hoeveel keer was ons nie op die top van oorwinning en ons het gevoel dit is net lekker, hier moet ons nou dente maak en hier moet dit alles gaan? Maar weet jy dat Petrus kom? Hy staan by 'n vreemde vuur. Besop vanmôre vir die vreemde vuur. Besop dat die vyand jou nie mislei en jou bring op 'n punt in 'n plek waar jy nie wil wees nie. Amen. Maar hy vir jou laat dinge sê en doen, broer en suster, wat nie God behaaglik is nie. Hy sal vir jou wegvee in een oomblik, as dit die wil is van die Here. Hy gee dit vir sy bemindeles in die slaap. Amen. Terwyl Petrus staan en sy hande hier by die vreemde vuur warm maak, en hy daar maar sien wat alles gebeur, besig is om te gebeur, broer en suster, en hy eintlik maar, lyk dit vir my, weghardloop of wegbeweeg van waar hy moet wees, kry hy die vraag, en dit vang hom. Hy sê, is jy dan nie ook een van hulle? Ken jy nie vir Jesus nie? Op daardie oomblik, omdat hy op verkeerde plek was, met verkeerde dinge besig was, kon hy nie die regte antwoord gee, en hy sê, ek ken hom nie. En hy het dit herhaal. Weet jy dat God is so groot, ekskuus ek sê van klaar maar miskien het dit vir jy sê, God is so groot, Jesus is so almagtig vanmôre, ek ervaar vanmôre, broer en suster, dat hy sy heerlikheid aan u en my wil openbaar. Weet jy dat, toe hulle Jesus gevange neem, toe Judas al oorgee vir 30 silwerstukke, toe gee Jesus nog sy hand uit, in my woorde na die vyand. En wie wat sê hy vir my, sy vriend, waarvoor is hy? Hy ag hom nog 'n vriend, alhoewel hy weet, hierdie kus, gaan my in die vloekhoek laat. Maar hy gee vir een van my nog 'n geleentheid. Vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Die Here roep een van my vanmôre vir 'n nuwe vriendskap. Soos hy vir daardie man wat hom verraai. Hy sê vir hom, vriend, waarom is jy? Sou hy net kon omgedraai het en gesê, Jesus, ek is met die verkeerde ding besig. Wees my genadig, maar dit moes nie vir my so wees. Maar Jesus gee hom 'n laaste kans. Maar hy het dit nie aangeneem. Wat doen ek nie vanmôre? Vriend,
Wil jy vanmôre jou vriendskap met die Allerhoogste vanmôre hernieuw? Wil jy dit vanmôre sê, Here, neem my hele lewe. Vat my lewe vanmôre. Ek is van hierdie klein. Ag Here, ek hou my maar die pottebakker so af en toe, ek het mos al daaroor gepreek. Maar ek is maar eintlik net die klein vanmôre. Besef dit weer. Wil U nie vir my nie. Vanmôre maar maak soos hierdie vier melaatse. Yes. Alles ek vanmôre maar nie, dalk 'n bietjie beklanswaardig. Maar dat U my sal gebruik om te bid soos U wil. En deur U krag is daar vir my die oorwinning. Broer en suster, hoor vanmôre kan ons vriendskap met God weer herstel. Kan ons vriendskap vanmôre sterker maak. Yes. Laat ons nooit 'n vriend van die wêreld sal word, maar 'n vriend van God in die volle kant. Amen. Groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons is Nuwe Begin Gemeente van Robertson en ons is entoesiasties om iets vir die Here te doen en te beteken. Ons wil ons saal uitbrei en daarvoor het ons 'n boufonds gestig en ons het die hulp nodig. Ons het die finansies nodig. Ons het die heerlikheid van die Here nodig om die finansies te seën ook. En daarvoor is ons hier. Bietjie die saal uitbrei, ons wil 'n mooi eiland in die middel sit, ons wil uitbrei, want ons weet, die koning stuur vir ons die skape in. En daar het ons hier nodig. Dankie dat U altyd kyk na ons uitsendings. Dankie dat U ons altyd ondersteun. En ons wil bid dat die God met U gaan praat en U gaan seën in elke finansies wat U wil skenk, moontlik wat U wil skenk, dat die Here U gaan seën op elke gebied. Ons seën U in Jesus naam. Amen.